Hartlik goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou daar's 'n ou wat ek ken in Pretoria en hierdie ou, hy is net op 'n ander vlak as dit kom by luck en kompetisies wen. Ek praat van karre, oorseese trips so die wêreldbeker toe, so baie dat hy al van dit moes weggee of van die hand moes wys. Hy wen ook Webbers en Toasters en naweke weg, selfs daai kompetisies wat ek en jy dink, ag nee man, dis seker maar 'n scam hierdie, maar nie hy nie. Hy wen oor en oor, tot dit amper onwerklik begin voel. En ek onthou toe ek hom die eerste keer ontmoet het, toe sê hulle vir my, maar hierdie is die ou wat so lucky is en wat alles wen. En ek dink toe, hierdie ou het dalk 'n geheim, hy het 'n hack, hy het seker die hemelse nommer of speed daal, want niemand kan regtig so lucky wees nie. Maar toe sê hy vir my iets wat eenvoudig is, maar wat by hele manier van dink op 'n manier geruk het, en ek sal nou daarby kom. Maar dit het my ook laat wonder, want ons kry mos twee tipes mense in die lewe wat ons almal ken. Die een groep wat sê, weet jy wat, ek is so gelukkig en lucky, alles in die lewe werk vir my uit. En dan die ander kant wat sê, ag, weet jy, ek wen nooit nie, ek is verskriklik unlucky in love en unlucky in life. En voor jy jou kom kry, word dit daardie mense se identiteit. 'n Storie wat jy vir jouself vertel, totdat jy dit self begin glo en self begin leef. Nou, rondom daardie tyd was dit interessant dat ek was toe besig om 'n boek te lees deur Richard Wiseman, The Luck Factor. En hy het 'n eksperiment gedoen met studente. Hy het 'n klomp studente bymekaar gekry en vir hulle gevra, is jy lucky of is jy unlucky? En volgens wat hulle antwoorde is, het hy hulle toe in twee groepe gesit. En toe het hy vir almal dieselfde koerant gegee en gesê, die opdrag is, tel hoeveel foto's daarin is. Nou hier is die interessante ding wat gebeur. Die lucky groep het slegs 30 sekondes gevat. Klaar, en die antwoord was 27. En die ander groep, hulle het gesweet en getel en oor begin. En eers 'n hele paar minute later het hulle ook by die antwoord van 27 uitgekom. En hier is die ding wat dit nogal interessant maak, want op bladsy 2 in groot letters het daar gestaan, this paper contains 27 pictures. You do not have to count any further. Die lucky mense het dit raak gesien, die ander nie. Hoekom? Want hulle was dalk so vasgevang is in die ding van ek moet elke ding reg doen, dat hulle nie oop was vir iets anders nie. En dis die sleutel, hulle het nie raak gesien nie. Dis nie dat lucky mense noodwendig 'n beter lewe kry nie, dis dat hulle die lewe dalk anders sien. Hulle is meer ontspanne, dis amper asof hulle met die lewe speel. Hulle sien geleenthede waar ander net probleme en uitdagings en werk sien. Hulle vertrou hulle intuïsie, hulle vat kanse, al het hulle nie die waarborge nie. En as iets verkeerd loop, dan sê hulle, okay, wat nou? Daar kan dalk nog 'n draai kom, iets wat ek kon leer hieruit. Maar die ander groep sal altyd in spanning en vrees en twyfel wees. Hulle sal nooit wen nie, want hulle is nooit ingeskryf nie. En baie keer skryf hulle nie in nie. En hier slaan dit my toe. Spreuke 23 vers 7 sê, soos 'n mens dink in sy hart, so is hy. Wat jy glo, bepaal wat jy sien, en wat jy sien, bepaal waarvoor jy inskryf. Jesus sê in Matteus 13, wie het, aan hom sal gegee word. Met ander woorde, as jy oop is, kry jy meer. As jy glo, sien jy meer. En nou wil ek vir jou daai geheim sê, wat hierdie pel toe vir my gesê het, wat sy geheim is. Hy sê, my geheim is eenvoudig. Ek skryf in vir alles. Ek sê, is dit al? Hy sê, ja, maar ek skryf ook in met die mindset, dat ek kan wen. Nie dat ek sal wen nie, maar dat ek kan. En daarin lê die verskil, want jy kan nie wen as jy nie ingeskryf is nie. Jy kan nie ervaar as jy nie opdaag nie. Jy kan nie groei as jy nie 'n kans vat nie. So baie mense sit op die kantlyn en analiseer die lewe. Hulle kyk hoe ander mense wen, hulle kyk hoe ander lief kry, hulle kyk hoe ander groei, maar hulle het lankal besluit, dis nie vir my nie. En sodoende skryf hulle nie eers in nie. So is die vraag, waar in jou lewe tel jy nog foto's, terwyl die antwoord dalk net reg voor jou is? Waar het jy opgehou inskryf vir die lewe, omdat jy bang is, jy gaan nie wen nie? En miskien gaan dit nie oor die wen nie, miskien gaan dit oor die leef en die ervaring daarvan, oor om op te daag, om te probeer, om te glo dat iets kan gebeur. Want elke keer wat jy inskryf, sê jy eintlik, ek glo daar's meer vir my. En dit verander alles. Begin dalk vandag net weer
inskryf. Nie met die waarborge dat jy sal wen nie, maar met die geloof dat jy kan. Want dalk is luck nie iets wat jy kry nie, maar iets wat begin gebeur die oomblik wat jy besluit om nie meer op die kantlyn te sit nie, maar in te klim en die lewe weer 'n kans te gee. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap. Mooi loop.